Ok, ons gaan begin. So, die van julle wat weet, ons is in 'n reeks en Morney 2 weke terug. Dit begin met hierdie reeks en hierdie reeks se naam is Te goed om te mis. Ons almal weet dit, né? Ons is in hierdie reeks. So, 2 weke terug het Morney gepraat en hy het gesê dat moeilike mense is te goed om te mis. En dis baie kontroversieel want wanneer ons daai woorde hoor, dan dink ons aan iets goeds, né? 'n Steak is te goed om te mis. Staan, ek dink nie aan moeilike mense as ek dink aan iets om te mis nie, of iets wat lekker is. En Morney het gepraat oor hoe moeilike mense te goed is om te mis, en een van die eerste goed wat hy gesê het, is dat dit vorm jou roeping, né? Ons kan dit onthou. Dit vorm jou roeping en jou gebede. Moeilike mense dwing jou om God se stem te hoor en aan sy beloftes vas te hou. En so wanneer dit kom by swaar kry, wat as gevolg van moeilike mense, dan kan ons dit nie mis nie, want dis te goed om te mis. So ons tema vandag is alleenheid. Nou, ek beloof vir julle, dis die beste tyd vir my om hieroor te praat. Ek en my vrou is in 'n nuwe dorp, ons ken niemand nie. By the way, ek wil net sê, ons het seker vanoggend 100 mense se name gehoor. So as ek jou naam vergeet, ons is okay, né? Ons is nog steeds vriende. So wanneer dit kom by alleenheid, ek is 'n relatiewe ekstrovert. Ek hou van mense, ek hou van kuier, ek hou van groet, ek hou van stories vertel en stories hoor. So alleenheid is nie vir my lekker nie. Glad nie. Maar wanneer ons kyk na alleenheid in die Bybel, dan is dit een van daai kontroversiële topics wat Jesus aanraak, wat ons optel in die Bybel. En alleenheid kan te goed wees om te mis. En ons gaan daarop fokus vandag. So ek wil julle vra, wil julle net julle oë sluit? Dan gaan ek vir ons bid. Here, ons dankie vir u absolute goedheid, Here. Ons dankie vir u woord, Here, en ons hoop om by u te hoor vandag. Heilige Gees, ek bid dat die voorreg oor my sal word, en Here, dat u sal verheerlik word in dit wat ek sê, en Here, dat die woord plek vind in ons harte. In Jesus naam. Amen. Amen. So, as ons dink aan alleenheid, né? So in my voorbereiding, bid ek en ek het soos, ag Here, wat sê mense oor alleenheid, want ek hou niks van alleen wees nie. Nou is ek in 'n nuwe dorp, ek het niks vriende nie. Ek kry myself verskriklik jammer. En so wanneer dit kom by alleen wees, kan ons kyk na 3 goed. 3 goed wat goed kan wees van alleen wees. Kyk, ons almal weet dat die wêreld sê alleen wees is nie great nie, né? Wie het COVID geniet? Wie het dit gehaat? Alleen wees is nie vir ons lekker nie. Selfs die introverte sukkel partykeer. Maar God wys vir ons dat alleen wees kan vir ons 3 goed beteken. Eerste een waarop ons gaan fokus is voorbereiding. So wanneer dit kom by voorbereiding, wil ek 2 karakters in die Bybel, wil ek net vinnig highlight. Ek gaan hulle stories net vir julle bietjie net opsom. En dan dink ons in. So die eerste een is Dawid, né? Nou ek weet nie of julle dit weet nie, maar Dawid was gesalf as koning om en by toe hy 15 jaar oud was. Okay, en ons almal ken die storie. Samuel kom by Isaai en hy sê vir hom, hoor hierso, die Here het vir my gewys dat een van jou seuns is die koning van Israel. En Isaai kry sy seuns en hy stel hulle voor aan Samuel en Samuel loop en hy kyk hulle op en af en hy sê nee, dis nie een van hulle nie. En Samuel vra, het jy nie nog 'n seun nie? En Isaai sê ja, maar dis Dawid. Hy is Dawid nie. Hy is in die veld. En hulle laat roep vir Dawid. Dawid kom, Samuel sien hom en Samuel sê, dis hy. Dis die koning. Hy's gesalf as koning en 15 jaar gaan verby voor hy koning word. Om en by 15. So Dawid het koning geword omtrent by die ouderdom van 30, tussen 30 en 33, daar iewers. Nou in daai periode was dit nie noodwendig terug gaan veld toe en skape tel nie. Hy het op 'n stadium vir die koning gaan werk, wie se plek hy nou gaan vat. Hy is nie eers in die bloedlyn van die koning nie. Die koning se haat het begin groei vir Dawid. Hy het hom begin vervolg, hy het hom probeer doodmaak. En so Dawid se wagtydperk
was nie 'n maklike wagtydperk nie, was nie 'n maklike alleentyd nie. Hy was in die veld, hy was eensaam. Later het hy manskappe rondom hom gekry en fisies is hy nie meer so alleen gewees nie, maar die alleenheid wat hy beleef het, was baie prominent. En ons sien dit as ons die psalms lees, né? Jy sien, 'n psalm begin dalk op 'n manier soos, "Jesus Here, waar is U? Hoekom gaan dit sleg met my? Ek het vra, ek is alleen. Iemand probeer my doodmaak, ek soek 'n antwoord, en daar is nie 'n antwoord nie." En dan gaan hy en hy moan, en dan iewers draai hy en hy sê, "Jesus Here, maar U is goed. U is God. U is waardig en ek wil U eer met my hele lewe." En jy sien dat daai is kind of Dawid se hart. So Dawid se reaksie op sy alleenheid is om na God toe te hardloop. Dis sy reaksie. Ons sien dieselfde ding in Josef se storie. Een van my favorite stories, Josef word gebore, hy is die favorite kind, hy kry 'n mooi baadjie, sy broers haat hom, hulle verkoop hom as 'n slaaf, en hy word die hoofslaaf, hy word verraai, hy gaan tronk toe, hy word die hooftronk, ek weet nie hoe word die hoofsin in die tronk nie, maar Josef het dit gedoen. 2 jaar gaan verby, waar Josef alleen in die tronk is. En die farao kry 'n droom. En iemand sê, "Ek weet van iemand wat jou droom kan uitlei." Hulle laat kry vir Josef, en Josef gaan na die farao toe, hy lê sy droom uit, en hy word second in command oor die hele Egipte. Josef se reaksie op sy alleen wees, was om na God toe te hardloop. Homself tuis te maak by die Here, in die teenwoordigheid van die Here. Genesis 39 vers 21 sê, "Maar die Here was met Josef, en hy het hom troue liefde betoon, en hom guns laat vind in die oë van die hoof van die tronk." God was by hom in sy alleen wees. So wat ons kan sien hierso, is dat Dawid en Josef se reaksie op wanneer hulle alleen is hulle hardloop na God toe. Dis hoe hulle reageer op dit. En ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons mense is nogal social mense, né? Ons like mense, ons like nie alleen wees nie. Ons hardloop gewoonlik na mense toe, of ons hardloop gewoonlik na materialistiese dinge toe om ons beter te laat voel. Ek doen, julle ek is die eerste een wat dit doen. Ek kan myself jammer kry. Maar hulle reageer en hulle gaan na God toe. Maar hoor wat doen Jesus? Jesus se voorbeeld in Markus 1. Jesus reageer nie, hy is proaktief. Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het hy opgestaan, buite toe gegaan na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek hier." Maar hy sê vir hulle, "Laat ons elders anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." En hy het deur die hele Galilea gegaan en in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. So Jesus kan 'n vertrek, hy maak homself alleen, hy berei homself voor, proaktief, hy reageer nie op wat die lewe na hom toe bring nie, hy's proaktief, hy gaan na die Vader toe, hy berei homself voor, en die disippels stres in hulle hardloop, en toe hulle by hom kom, toe is hy so kalm. Nee, ons gaan soontoe. Dan gaan hulle. Jesus kies 'n plek om alleen te wees. En hy hardloop nie weg, ek wil nie ons moet let, hy hardloop nie weg van mense af nie, maar dis regtig om sy hart voor te berei. En God verstaan, en Dawid het hierdie openbaring ontvang, dat wanneer ek alleen is God by my, en daar's voorbereiding in my hart. Kan julle imagine, om vir 15 jaar, baie jare vervolg te word?
die heeltyd gedreig om doodgemaak te word. Okay, wat dink jy gebeur met jou hart? Wat dink jy gebeur met jou humility? Verstaan ek dink God het sekere goed in daai geleentheid in Dawid ingebou, en dis wat Jesus verstaan het, is dat hy het nodig gehad, want Jesus was God, né? Jesus was ook mens, en in sy menslikheid het hy verstaan, dat ek moet gaan stil sit by die Vader. Ek kan nie by God wees nie. Maar die twee wat ooreenstem is dat Dawid se veld, waar hy alleen was, waar hy vervolg was, en Jesus wat gaan na daai plek toe, gaan na daai alleen, albei is voorbereiding. En iets wat ek wil hê ons moet weet vanoggend is dat jou alleen plek, daar waar jy alleen is, waar jy dalk alleen voel, niemand is om jou nie, niemand sien jou raak nie. Jou alleen plek vandag oorwin dalk jou Goliat môre of oormôre. Wil hê ons moet dit besef. Psalm 62 vers 2 skryf Dawid en hy sê dis net by God wat ek rus vind. Ek vind rus net by God. Van hom kom my verlossing. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. As jy Dawid se lewe dophou, dan sien jy kan hoe groei hierdie sekerheid. Dat hy eintlik nie alleen is nie. En dan gaan ons nou na ons tweede een toe. Ons eerste een, wat is ons eerste een? Voorbereiding, né? Ons eerste een is voorbereiding, ons tweede een ontmoeting. Ons ontmoet met God. En so Dawid ontdek in hierdie tyd dat selfs al as niemand daar is nie, is God daar. Né? Sy verhouding met God is geslyp in die veld. Nie in die paleis nie waar almal hom die hele tyd raak sien nie. En sy psalms, sy gedigte en sy liede wat so rou is, word vasgevang in meeste van die druktye waar dit swaar gaan, waar dit nie goed gaan nie. Dis waar sy realness met God vandaan kom. En stilte is nie leeg nie. Jou alleen wees is nie alleen nie. En ek wil hierdie sê, as jy vandag glo jy's alleen, glo jy alleen. En ek weet dit klink soos 'n catchy phrase, sit dit op 'n t-shirt, laat almal dit sien. Ek weet dis hoe dit klink. Maar ek wil net, ons moet net bietjie dink daaroor, dat as jy glo jy's alleen, glo jy alleen, want God glo ons wat sê ons glo in God, glo ons is alomteenwoordig, né? Net ek, almal? Yes, ons stem saam daaroor. God is oral, die heeltyd, en so waar jy alleen is jy is nêrens alleen nie. Nêrens, en somehow ons as mense gaan soek hierdie validation by mense. As ek dit kan hê, as ek vriende met daai mense kan wees. En ons sit nie lank genoeg stil. Ek dien 'n lewende God. So ek glo, as ek lank genoeg stil sit, gaan ek sy stem hoor. Ek glo dit. Maar die lewe steel by ons. Wie van julle het dit al beleef, dat die lewe by jou steel? Steel jou tyd, jou verhoudings gaan agteruit. It's weird. Maar as ons lank genoeg stil sit by God. Die enigste ding wat vir ons waarde gaan gee in ons lewens, is die feit dat ons 'n verhouding het met God. Matteus 6 praat Jesus en hy is nog besig in sy bergpredikasie. En op 'n stadium sê hy wat mense moet doen as hulle bid, en dis hierdie ding wat Dawid so mooi verstaan het. Matteus 6 vers 5, hy sê, en wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Wat is hulle beloning? Die hande klap. Nee? Mense wat sê, wow, kyk hoe mooi bid Jaco. Dis al wat daar is vir hulle. Hoor wat sê, maar jy
wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer. Maak jou deur toe en bid tot jou Vader, wat in die verborgenheid is. En jou Vader, wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Nou hier's die vraag, wat is ons beloning, as ons genoeg tyd saam met God spandeer? Wat is ons beloning? Ek dink, dis my persoonlike opinie, dat God se teenwoordigheid is die beste ding wat ons kan ervaar in ons lewe. En daar kom 'n dag waar ons die hele tyd daar gaan wees. Maar ons mis dit op aarde, want ons te veel goed wat ons aandag al wegtrek. Ek hardloop weg van alleen wees af. En dis 'n interessante tyd vir my om hierdie boodskap te bring. Ek en my vrou is 2 weke in Nelspruit. Dis my tweede keer ooit in Nelspruit. Ooit. So ons beleef hierdie nou. En konstant is ons op 'n plek waar ek dink, "Joh, Here, wat doen U? Ek's alleen. Okay, kom ek gaan sit stil. Here, wat wil U vir my sê? Hoe kan U my voorberei, Here? Hoe kan ek U ontmoet vandag?" En 'n manier wat ons weet dat God homself daai beloning is Jeremia 29 vers 13. En dis net 'n belofte. Jeremia praat, hy het 'n woord van God af ontvang en Jeremia sê, "En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart." Het jy al gesien hoe vra 'n kind vir 'n speelding? Dis nie eers sy hele hart nie, dis is alles. Partykeer te ver, dan moet jy om uit die winkel uittrek en pak slaag gee en dan is dit nie lekker nie. Maar daar's iets in om te vra en te soek. En iewers in ons groot mense se lewens raak dit weg, want ons is groot mense. Maar wanneer ek as 'n groot mens myself vergelyk met God, dan is ek 'n kind, nê? En daar's iets in my hart wat smag na hom en ek probeer dit volmaak met allerlei ander dinge. Series, social media. As jy nie wil amen sê nie, kan jy eina sê. Ek's die eerste een wat eina sê. Want dis wat ons doen, ons maak dit vol met dinge wat nie God se hart vir jou is nie. En ons kom by mense en dan sê ons vir mense, ag, ek voel so alleen. En ek wil vir jou sê dat as jy enigsins voel jy's alleen, niemand sien jou raak nie, dan is daar iets in jou menslikheid wat hoop dat daai gat, daai puzzelstuk wat ook al gevul word met iets wat nie God is nie. Nie eers my vrou kan daai stuk volmaak nie. En sy is regtig die beste vrou in die wêreld. Regtig. Amen, yes. Dis wat ek wil hoor. Want ek behoort aan God, ek is gekoop met 'n prys. En wanneer God dan kom en ons ontmoet hom in ons alleentyd, dan kom ons by die derde ding en dis getuienis. Dis storie. Dit is, kom by 'n vriend se huis en sê, "Jesus, die Here het vir my 'n ding geopenbaar hierdie week. Ek het hier gestruggle en ek het gaan stil sit by die Here en hy het deurgekom en nou verstaan ek." Dis getuienis. Dis wie ek was. God het iets kom doen. Dis wie ek nou is. Dis so eenvoudig. Dis wie ek was, God het iets kom doen en dis wie ek nou is. En ons moet daai stories vir mekaar vertel. Ons ken die vers Openbaring wat sê julle sal oorwin, you will overcome deur die bloed van die lam en die woord van julle getuienis. Ons moet daai stories deel. Ons moet gaan deel wat God vir ons doen, maar ons kan nie as ons nie by God uitkom nie. Want dan kan ons hardloop jy verder weg van God af. Paulus se lewe is 'n getuienis van hierdie beginsel. Dat jy 'n storie vertel. So, asseblief gaan lees dit. Dis 'n amazing storie. Paulus kom tot bekering
in Handelinge 9, maar lees van Handelinge 8 af, want dis 'n great transition, hoe die Here hom net ontmoet in daai tyd. Hy kom tot bekering. Na hy tot bekering gekom het, kom hy tot in Damaskus. Hy kan doen wat hy doen, maar wat min mense weet is, na dit het hy gaan afsonder. Daar's party scholars wat sê vir amper 3 jaar was Paulus alleen by God. En Jesus het hom geteach, dieselfde wat hy geteach het vir die disippels. Wie van julle het al gewens julle kan 3 jaar alleen iewers gaan sit? Al die introverte het hulle hand opgesteek. Ek is vas oortuig. Ek sal doodgaan. Maar die Here leer vir Paulus hierso, en Paulus kom terug en ons ken Paulus se storie. Hy's kind of hierdie superhero in die geloof wat kom en hy verander die wêreld. Hy verander die res van geskiedenis deur hierdie openbaring wat hy van God af ontvang het. En Paulus in Filippense, hy bevind homself in 'n alleen plek. Hy bevind homself in 'n alleen plek. In hoofstuk 1 vers 12, hy begin hierdie brief, hy sit in die tronk. En hy sê, julle moet weet, broeders, hy skryf aan die kerk in Filippense, julle moet weet, broers en susters, dat dit wat met my gebeur het, gelei het tot bevordering van die goeie nuus. Dit het vir almal hier, ook vir die soldate van die paleiswag, duidelik geword, dat ek in die tronk is ter wille van Christus. En die meerderheid medegelowiges hier, is so deur my gevangenskap in hulle vertroue in die Here versterk, dat hulle dit al hoe meer waag, om oor die blydskap van God te praat, sonder om bang te wees. In hierdie plek, van alleen wees. Wie van julle gaan bly wees as jy in die tronk is? Nee. In hierdie plek, skryf hy hierdie brief, en met confidence, sê hy, dit gaan goed. Ek het die voorreg om hierdie storie van Jesus te vertel. Mense rondom my in hierdie alleen plek, in hierdie alleen seisoen, word aangemoedig om hierdie storie van Jesus te vertel. En dit bevestig dat wanneer ons fisies alleen is ons nie geestelik alleen nie. Want ek glo regtig, dis net die teenwoordigheid van God wat iemand soveel sekerheid kan gee dat hy gaan aanhou hierdie storie vertel. Dat hy nie mismoedig gaan word nie, dat hy nie homself gaan jammer kry nie. Dis net die Gees van die Here wat dit kan doen. Dawid se lewe getuig dat toe sy familie van hom vergeet het God hom gekies. Hoekom? Want Dawid se reaksie op sy alleen seisoene was om homself toe te wy aan die Here. Ons is nie op aarde vir onsself nie. Ons is nie hier om ons eie koninkryk te bou nie. Ons is hier om God te ken en om God te deel met mense. In gemeenskap van gelowiges te lewe. Dis hoekom ons hier is. En die moeilikste ding vir my is wanneer ek begin besef dat die oomblik wat ek alleen voel, wat dit nie goed gaan met my nie, wat ek voel niemand sal my raak nie, wat ek voel die Here is ver van my af, wat ek alleen voel, is tye wat ek begin besef, jy is nie so baie by die Here soos wat jy moet wees nie. Dis in daai tye wat ek dit besef. Wie het al so gevoel? Alleen? Die enigste manier hoe ons reageer op dit, is om na God toe te hardloop. Is om tyd by hom te spandeer. Dawid, jare in sy koningskap, en ek sien maar net hierdie prentjie hoe hy eendag sit hy op sy lazy boy en hy dink terug aan sy lewe en hy dink aan sy tyd as 'n skaapwagter toe hy getel het.
op sy lier die Here aanbid het, soos wat hy die skape dophou. En hy dink, yes, toe is ek gesalf as koning, en toe gaan dit bietjie swaarder, en nou hardloop ek vir my lewe, en eendag sit ek in 'n grot, en ek huil, maar dan dink ek, yes, die Here is nog steeds goed. En hy dink terug aan sy lewe, en in daai tyd, soos wat hy terugdink aan sy lewe, skryf hy Psalm 23. En ons almal ken Psalm 23. En hy skryf hierdie stuk, en hy, en dis wat hy onthou. Hy kies om te fokus op die tye wat God vir hom deurgekom het. Hy kies om te dink aan, toe dit sleg gegaan het ek God gesien, en ek het God beleef, en ek kan met sekerheid sê dat God is vir my, hy is nie teen my nie. Dis in daai tyd. Hy skryf en hy sê, die Here is my herder, en ek gaan dit vir ons lees. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Klink so golfbaan. Na waters waar rus, nee, dit klink nie so golfbaan nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam se ontwil. En Dawid is die ou wat die reg gehad het om terug te dink en te dink, yes, dit het nie goed gegaan met my nie. Ek het nie 'n maklike lewe gehad nie. Hy's kaptein, kry myself jammer. Kon wees, en hy kies om, as hy terugdink aan sy lewe, is hierdie wat hy onthou. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Dis nie maklik om in die moeilikste tye te sê, my beker loop oor nie. Ek doen dit glad nie great nie. My vrou is die beste met dit. En dis eenvoudig. Daar's krag by my huis. Daar's petrol in my kar. Daar's kos in my kas. Meer kos in my kas as wat ek in een dag kan opeet. Dis oorvloed, julle. Dis oorvloed. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek glo nie Dawid sê hierdie stuk uit arrogansie uit nie. Ek dink al wat hy gedoen het, is hy teruggedink aan sy lewe. En hy het gedink, ja, daar was moeilike tye, maar Jesus, God het my nog nie gelos nie. God was nog altyd by my. En op grond van die feit dat ek kan staat maak op God se karakter, kan ek nou sê, net goedheid en guns sal my volg, want dit het nog net goed gegaan. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Vir altyd. Daar is statistiek wat sê, alleen wees is sleg en isolation is nie goed vir mens nie, selfs vir die introverte. Daar is stats wat dit back. Maar ek wil vir julle sê dat wanneer dit kom by God, werk hy anders. Hy dink nie soos die wêreld nie. Hy konform nie tot wat aangaan in die wêreld nie. Hy dink anders. Hy doen anders. En omdat Jesus het verstaan, is Jesus proaktief. Hy kom alleen, hy kom op 'n plek waar hy alleen is. En hy spandeer tyd by die God. En
Ons beleef, ek beleef baie vinnig alleenheid. Baie vinnig. Ek voel vinnig isolated, ek struggle vinnig met omstandighede rondom my. Ek's 'n mens. En dis die wêreld wat dan sê, o, jy moet dit volmaak met iets. Jy het vriende nodig. Jy het so 'n kar nodig sodat jy daai vriende kan kry. Jy moet beter wees. En ons beleef dit as leeg en die wêreld sê dat alleen wees is leeg, want dis net jy. Maar ek sê dit weer, as jy vandag glo jy's alleen, glo jy alleen. Dis nie waar nie. God is by jou. Hy het jou nog nie gelos nie. Hy gaan jou nie los nie. En is in God wat ons dan beleef, o, my alleentheid is vol. Ek het vrede. Ek kan slaap in die aande. Ek het niks nodig nie. Ek sê nou vir iemand op buite, ek en my vrou het nou getrek, en daar was vir my niks so lekker soos om goed weg te gooi nie. Jesus, julle, dis lekker. En ek kom agter, ek kan eintlik met min klaar kom. Ek het nie baie goed nodig nie. Ek het God nodig. Selfs die asem is van hom af. En dis in sy teenwoordigheid wat ek beleef dat is vol. Alleen wees is vol. Is vol van sy teenwoordigheid, nommer 1. En dan sy teenwoordigheid berei my voor vir 'n roeping. Wie van julle glo God het 'n roeping oor jou lewe? As jy nie jou hand opsteek nie, gaan spandeer tyd by die Here. As jy nie weet of God iets oor jou roep of 'n plan vir jou het nie, gaan na hom toe. Gaan sit by hom, hoor by hom. Alleentheid is vol van sy teenwoordigheid. Dis vol van voorbereiding. En dan kan ons 'n storie vertel. Wie kan 'n storie vertel dat God vir jou goed is? As jy nie jou hand opsteek nie, dan jok jy. Want ons almal, as ons gaan soek, gaan ons sien dat God is by my. En so jou alleentheid, wanneer dit nie goed gaan met jou nie, dis te goed om te mis. Dis te goed om te mis. God het jou, en hy hou jou vas. Ek wil julle vra om julle oë te sluit. En as enige iemand is wat dalk dit beleef, dat jou alleenheid steel by jou, of dis nie vir jou lekker nie, of jy beleef niks van die goeie goed van alleen wees wat ek nou van praat nie. Ons gaan niks weer doen nie, ek gaan nie vra om jou hand op te steek of enigiets nie. Ek wil net vir jou vra, as jy daai persoon is, nou, vat net gou hierdie tyd. Eerste ding is, sê net, yes, Here, jammer ek kyk jy mis. Jammer ek sien jy nie raak nie. Ek weet jy is altyd daar. Vergewe my, Here. En dan die tweede ding is, Here, wys my waar U is. Here, ek wil U stem duidelik kan hoor. Ek wil duidelik kan hoor as U vir my iets sê, as U my lei om iets te gaan doen, of vir iemand te gaan bid, of die regte businesspartner te kies, of die regte huis te koop. Vader, ons erken ons afhanklikheid van U vanoggend, Here. Here, en ons wil net
Here, ons wil kom vra dat U ons sal kom ontmoet. Here, ons dankie vir U woord, Here. Ons dankie dat ons kan leer by mense soos Dawid en Josef, Here, wat in hulle alleentheid hulle self kom toewy aan U, Here. Wat U kom soek het. Ons dankie, Here, vir U voorbeeld, Jesus, dat U gegaan het. Dat U Uself uit die geraas uitgehaal het en gaan stil sit het by die Vader. Here, leer ons om U raak te sien. In tye wat ons so voel. Wys ons waar U is, Here. Wys ons waar U besig is, Here. Here, ek bid dat U ons sal toerus met wat ons nodig het om by U te wees. En te doen wat U van ons verwag, Here. Wees by ons, Here. Seën dit wat ons doen in die week. Mag dit U verheerlik bo alles, Here. Here, ons besef dat ons alleentheid is dalk iets wat te goed is om te mis, Here. Ons vra dat U ons sal leer hoe om U te soek in daai tyd. Dankie, Here, dat U altyd by ons is. Amen. Amen.